na die volgende punt toe en dit is ons Diamantborg Villa Krop. Ons wil graag vir meneer Woltan Senekal vra wat die nasionale bemarkingsbestuurder is om ietsie te kom sê. Baie dankie. Ek sien die Senekals is goed verteenwoordig hierso. Ek kry nie aldag dat ek nog 'n hooplike familielid ook hierso kry nie. Ek het groot geword hierso in Silverton hier agter en ek onthou goed ek en my boetie as ons opgestap het regs daarso in Jasmynland op in Jamesstraat, dan het ons hier verby Transvaal Landbou Unie se hoofkantoor gestap. En jy weet vir die 70's was daar 'n redelike indrukwekkende gebou gewees en ek en Koert het altyd ons verwonder aan hierdie gebou. Ek dink die enigste ander gebou in Silverton, jy moet nou mooi dink Silverton in die 70's, daar was nie baie gewees nie. Het was seker die Volkskasbank gewees verder af in die dorp af. So ja, Transvaal Landbou Unie en die standbeeld daarvoor was nog altyd vir my iets gewees en ja, hier staan ek vandag en spreek 'n organisasie met 'n ryk geskiedenis toe. Dis regtig vir my 'n voorreg. Ouens, wanneer mense 'n paar minute het om oor jou maatskappy te praat, as hulle jou 5 minute gee, dan gaan jy daar in jou file system en dan haal jy die huisbak speech uit. Nou ek het 10 minute gekry, so ek kan die roltrap speech uithaal. Toe dink ek daaroor, weet, eerder as wat ek van julle tyd vat, wil ek miskien dalk eerder ietsie gee vir julle tyd. Noem dit miskien dalk 'n bietjie brood op die water, noem dit miskien dalk 'n bietjie kunsmis strooi. Jammer dat ek myself aanmatig om iets uit te deel hierso, maar is ietsie wat my op die hart gelê is die afgelope tyd. Ek het saam met my Amerikaanse kollega en my Brasiliaanse kollega hierdie afgelope paar weke hier van die noorde tot aan die suide gereis. Kirkwood, Patensie, ons was daar bo in die Noord-Transvaal. En in daai tyd het ek 'n paar gewaarwordinge, weer 'n paar bewusthede gekry rondom sukses en wat is sukses. Ek dink as jy gaan kyk in die literatuur wat gegenereer word in die wêreld, is sukses seker een van die top 3 temas en daar is 'n klomp dinge wat daaroor te skrywe en te sê is. Die 7 goeie gewoontes van sukses, die 5 dit van sukses. So my 3 gewaarwordinge wat ek graag vandag met julle wil deel, dink ek nie is iets unieks nie. Is intuïtief, ek dink die meeste van ons weet dit en tot 'n groot mate die meeste van ons pas dit toe. Maar is iets wat ek graag met julle wil deel in hierdie paar minute wat ek het. Die heel eerste gewaarwording wat ek gehad het was van suksesvolle mense is hulle het nie 'n klein groep mentaliteit nie. Nou voordat julle begin boer met die geboortepenne begin gooi in die peppermente, verstaan my baie mooi. Daar's niks fout met klein gemeenskappe, klein dorpies, klein groepies nie. Jou heel eerste klein groepie in jou lewe is jou familie en jou gesin. Jou tweede ene is jou gemeente. En dan jou derde een is daai onmiddellike gemeenskap. En hulle vorm die fondasie van 'n suksesvolle samelewing. Maar ons moet waak dat ons nie vasval daarin nie. Ons moet pas op dat ons nie op daai fondasie gaan uitkamp nie. Ons moet op hierdie fondasie gaan bou. En daarvoor is dit nodig dat jy gaan buite kyk, jou vooropgestelde idees en jou paradigmas bietjie gaan toets en nuwe input kry van buite af. Op daai manier kan jy ook vernuwing in 'n kleiner groepie inbring sodat daar nie stagnasie is nie. So dis my baie belangrik. Pas op die wolf wat jy voer in jou gesprekke tussen die koöperasierakke. Let op die manier wat ons praat en waaroor ons praat by ons studiegroepe en by ons boereverenigings. Ouens, om suksesvol te wees, moet jy groot dink, jy moet daar buite gaan. En ek dink ons is 'n dapper klomp mense, so ek dink nie ons hoef bang te wees om al buite te gaan nie. Alright, dis my eerste gewaarwording wat ek gehad het. Die tweede gewaarwording wat ek die afgelope paar weke gehad het was die ene van om 'n suksesvolle besigheid te bedryf, moet jy vaardigheid hê van alles betrokke by daai besigheid en nie net by jou kernbesigheid nie. Een van die vorige sprekers het gesê landbou is en boerdery is 'n besigheid. En ek stem heeltemal saam. Dit was dalk 'n lewenswyse, maar is nie meer 'n lewenswyse nie. As jy boerdery 'n lewenswyse wil gaan maak, gaan koop vir jou 'n plot, gaan plant kwepers en kojawels en kry vir jou hoenders en hasies. Ons is in 'n besigheid. Dit is nodig dat jy alles wat betrokke is by jou besigheid in aanmerking neem. En dit het vir my gekom toe ek vir 'n oomblik in swakheid daarso op Facebook rondspeel en toe pop hierso een van ou rassiese video's op waar hy praat met die span en hy's daar met sy koutjiepen voor 'n wit bord. Toe vra hy vir hulle: "Dink jy hierdie wêreldkampioen atlete by die Olimpiese spele het in sy pad na sukses toe
ooit vir sy coach gesê, sorry coach, ek doen nie hierdie ding nie, of daai ding is nie vir my belangrik nie. As 'n rugby speler kan jy nie sê, ek gaan gym toe en ek skop balle op die veld nie. Jy moet 'n afgeronde atleet, 'n afgeronde kampioen wees. Dit sluit in ons familie, in ons konteks, jy moet gaan kyk na die menslike hulpbron, jy moet daarbey betrokke raak. Jy moet gaan kyk na tegnologie, jy moet vaardig raak in besigheid, en in 'n klomp dinge wat nie noodwendig ons kernbesigheid is nie. Nou ek sê vaardig, want dit bring my by my derde gewaarwording wat ek oor die afgelope paar weke gehad het, en dit was, suksesvolle mense en suksesvolle besighede is wanneer jy nie hard in jou besigheid werk nie. Dis wanneer jy hard aan jou besigheid werk. Toe ek jonger was en ek het so 'n entrepreneuriese fase gehad in my lewe, was dit my fout gewees wat ek gemaak het. Ek het baie hard gewerk in my besigheid, met al hierdie vaardighede wat ek gehad het. Maar ek het gestagneer, ek kon nie daai volgende stap gaan gee nie, want ek het nie tyd gehad om aan my besigheid te gaan werk nie. Moeilik om te glo, maar jy is nie die slimste, mooiste, oulikste nie. Dis net jou ouma wat dink jy's melktert. Jou verantwoordelikheid is daarso om te werk aan jou besigheid. Hierdie vaardighede waaroor ek nou gesels het, is daar sodat jy ingeligte besluite kan neem, onderskeidingsvermoë kan kry om die regte gereedskap, die regte mense in jou besigheid te laat werk. Alright, so dis vir my belangrik. Dis my groot 3 gewaarwording wat ek die afgelope tyd gehad het. Nou, as hierdie Menlyn roltrap was, het ek nou ekstra so 2 minute gehad om miskien dalk nou vir julle te verduidelik hoe hierdie goeders dan nou ook in ons besigheid 'n verskil gemaak, maar ek dink kom ons los dit vir 'n ander dag. En ek sal baie graag met julle daaroor wil gesels. So hoekom is hierdie vir my belangrik? Soos julle almal hierso, landbou is my passie. Ek het gehoor landbou, om 'n landbouer te wees is die mees edel beroep in die wêreld. Absoluut waar. Ek wil dit miskien dalk net so 'n bietjie enetjie afskuif en sê dis die tweede mees edel roeping wat jy kan hê. En ek dink julle sal met my saamstem, die mees edel roeping wat daar so is die van 'n vrou en die van 'n moeder. Baie dankie. Kan ek die geleentheid gebruik net om vir my ouma te sê dankie vir wat sy in my lewe beteken het. Baie dankie. Baie dankie Woltan, en dankie ook vir julle bereidwilligheid om saam met ons die pad te stap.